Goeiemiddag Suid-Afrika, dit is vandag die 16de Januarie. En ja, ons bekyk die wêreld en ons kyk die sirkus wat besig is om af te speel. Nie net in Suid-Afrika, rondom die ongelooflike verdeeldheid wat daar in die owerheidskringe heers, die onkonsekwentheid van die institusies wat nou moet omsien na die veiligheid en die sekuriteit van Suid-Afrika. Ons sien hoe hulle onder mekaar beklei, topbestuure, manne met groot eisters. En ja, dit maak 'n mens mismoedig aan die een kant om te sien dat ons regering het nie eintlik 'n saak met die gewone burgers nie. Maar baie dankie vir die geleentheid om ook in hierdie konteks 'n baie belangrike boodskap te deel. Ons staan vandag op 'n kruispunt in Suid-Afrika, juis met betrekking tot ons buitelandse beleid en die ekonomiese toekoms, nie net van die boere nie, maar ook ten opsigte van nywerheid, ten opsigte van industrie. Man, jy kan enige sektor noem, daar word ons geraak. Die onlangse BRICS alliansies wat weermag demonstrasies insluit, vlootoefeninge insluit, en wat ons nou op hierdie oomblik aan die kus sien uitspeel, met China, Rusland, en lyk vir my, ten spyte van die staatshoof se pleidooi dat Iran nie mag deelneem of moet deel, sien ons dat Iran is inderdaad betrokke. Maar dit is nie net 'n kwessie van militêr gee en neem nie. Hierdie oefening stuur baie sterk geopolitiese boodskappe aan die wêreld en in besonder aan die Weste. Laat my dit baie duidelik stel. Boere, produsente, werkers en sakemense is nie onnoosel. Hulle hou die situasie baie fyn dop. Ons verstaan wat is besig om uit te speel in Suid-Afrika. Wat hierdie oefening vir die Weste deurstuur. En nou praat ek nie van die Europese Unies wat in die staatshoof ingekruip is nie. Ek praat van die Weste wat onder leiding staan van die Republikeine in Amerika, meer spesifiek Donald Trump. Wat nou gebleik het, is dat Suid-Afrika se deelname om militêre kapasiteit te deel met lande wat deur die westerse wêreld as geopolitiese vyande beskou word. Nou die indruk skep van belyning met hierdie magsblokke. Dit gee vir ons 'n boodskap dat Suid-Afrika, ons land, nie net ekonomiese vennootfabriek is, van BRICS, van die BRICS groepering is, maar dat ons bereid is om simboliese en militêre bande te bou, selfs met terroriste soos Iran, wat nie voorheen deel van die BRICS konsep was. Nou wat is die risiko vir ons ekonomie? Ons moet baie realisties wees dat die grootste handelsvennote en markte bly die Weste. Hulle kan nou maar sê net wat hulle wil.
Die invloed van die ooste in Suid-Afrika sien jy in jou Chinese winkeltjies, jou Indiër komplekse. Maar gaan kyk na jou groot industrie, mynbou, nywerhede. Is die weste die grootste handelsnoot. En dit is nie net 'n siening nie. Onderhandelings met die Verenigde State het in die verlede gestaak oor veiligheid en sanksievrae en selfs verhoogde tariewe wat op ons uitvoere ingestel is. Wie word direk geraak? Die ekonomie, die gewone man op straat. Daar is waarskuwings dat voortgesette militêre assosiasies met Rusland en Iran, tesame met die pro-BRICS buitelandse beleid, Suid-Afrika se toegang tot westerse markte en voordelige handelsreëls kan bedreig. In die hitte van hierdie oomblik, watse boodskap stuur Suid-Afrika? Nou, die Boerelegioen verteenwoordig so ongeveer 160.000 mense. Wat ons volg en wat kyk wat ons doen en wat deelneem aan die insette wat ons het om van Suid-Afrika 'n beter plek te probeer maak. En ek dink, as ek praat vandag, praat ek namens die boere. Ek dink ek praat namens die wat soos ons dink en die wat soos ons voel. Laat ons dit duidelik stel. Boere en die burgers van Suid-Afrika, dit sluit nie net die wit mense in nie. Daar is baie eendersdenkende mense onder die swartes en onder die kleurlinge. Ons neem kennis. Ons volg jou optrede, Cyril, met groot belangstelling en met groot bekommernis in ons harte. Ons verstaan hoe geopolitiese marktoegang beïnvloed kan word. Hoe verhoudings met die VSA en die Europese Unie handelsopbrengste kan beskerm of kan benadeel. Hoe internasionale samewerking meer is as 'n foto in die koerant. Dit het regte ekonomiese gevolge. Ons roep die regering op om duidelike ekonomiese redes bo ideologiese smet wat hulle simboliek noem te plaas. Dis tyd om realisties te raak. Ons handelsverhouding met die westerse lande moet ten alle koste beskerm word. En my oproep is aan die ANC. In besonder die manne wat so onverantwoordelike uitsprake maak soos Fikile Mbalule en baie ander. Neem ons waarskuwing ernstig op. Want die ignorering van die boere se waarskuwing in die land kan lei tot verhoogde sanksies, tariewe, markverlies, armoede, werkloosheid en ons sien dit reeds gebeur. Ons pleit handhaaf goeie bande met Amerika en die Weste. Handhaaf julle verhoudings met ander lande, die BRICS-groeperinge, Rusland, China, maar nie ten koste van jou eie mense nie. Suid-Afrika kan vriendskappe bou met die Ooste en die Weste. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar dit moet gegrond wees in die volgende. Ons is nie ten gunste van konflikte nie.
Ons is nie ten gunste van sanksies nie. Ons is vir 'n Suid-Afrika wat voorspoedig, gevorderd en bemind moet word deur die wêreld. Ons kan nie bekostig om geïsoleer te word nie. Ons sal voortgaan om die situasie fyn monitor. En ons behou ons as burgers van hierdie land die reg voor om ons standpunt openlik, vreedsaam en feitelik te stel. En wanneer die belange van boere, produsente en die breër besigheidsgemeenskap in Suid-Afrika negatief geraak word, sal ons daaroor praat. En julle sal ons nie stil maak nie. Saluut.